Okay julle, ons gaan aan met Jesaja 29, die wonderbare wee van God met Jerusalem. Wee Ariel, stad waar Dawid laar opgeslaan het. Voeg jaar by jaar, laat die feeste hulle kringloop volbring, en dan sal ek Ariel benoud maak, en daar sal 'n geklaag en 'n geklag wees, en dit sal vir my soos Ariel wees. En ek sal in 'n kring teen jou laar opslaan, en jou met wagposte beleer, en skanse teen jou oprig. Dan sal jy diep uit die grond spreek, en op die dowe toon sal jou woorde uit die stof voortkom, en jou stem sal uit die grond opkom, soos die wat van die gees van die afgestorwenes, en uit die stof sal jou woord piep. Maar die menigte van jou vyande sal word soos 'n dun stof, en die menigte van die tirane soos kaf wat wegwaai. En dit sal heeltemal onverwags gebeur. Vanweë die Hemelse Vader van die leerskare sal jy in genade besoek word met donder en aardbewing en groot gedruis, wind en storm en 'n vlam van 'n verterende vuur. En soos 'n droom, 'n naggesig, sal die menigte van al die nasies wees wat oorlog toe trek teen Ariel. Ja, almal wat teen hom oorlog toe trek en teen sy bergvesting en hom benoud maak. En soos 'n honger droom, dan dat hy eet, maar hy word wakker en sy siel is leeg, en soos 'n dorstige droom, dat hy drink, maar hy word wakker. En hy is moeg en sy siel versmag. So sal die menigte van al die nasies wees wat oorlog toe trek teen die berg van Sion. Vertoef en verwonder, julle wees blind en verblind. Hulle is dronk, maar nie van wyn nie. Hulle waggel, maar nie van sterk drank nie. Want die Hemelse Vader het oor julle uitgegiet 'n gees van diepe slaap, en hy het julle oë, die profete, toegesluit, en julle hoofde, die sieners, toegebind. So het dan die gesig van al hierdie dinge vir julle geword soos die woorde van 'n verseelde boek, wat hulle gee aan iemand wat kan lees. Met die woorde, lees dit tog, maar hy sê, ek kan nie, want dit is verseël. Of hulle gee die boek aan iemand wat nie kan lees nie, met die woorde, lees tog, maar hy sê, ek kan nie lees nie. En die Hemelse Vader het gesê, omdat hierdie volk nader kom met hulle mond en my eer met lippe, terwyl hulle hul hart ver van my afhou, sodat hulle vrees vir my 'n aangeleerde mensgebod is. Daarom sal ek voortgaan om wonderlik te handel met hierdie volk, wonderlik en wonderbaar, en die wysheid van hulle wyse manne sal vergaan, en die verstand van hulle verstandige mense sal wegskuil. Wee hulle wat planne diep verberg vir die Hemelse Vader, wie se werk in duisternis plaasvind, en hulle sê, wie sien ons en wie ken ons? O julle verkeerdheid, of moet die pottebakker beskou word as klei, dat die maaksel van sy maker kan sê, hy het my nie gemaak nie, en die vormsel van sy vormer kan sê, hy het geen verstand nie. Sal dit nie tog baie kort rukkie duur, dat die Libanon in 'n vrugteboord verander word, en die vrugteboord vir 'n bos gereken word nie? En in die dag sal die dowes skrifwoorde hoor, en uit die donkerheid en duisterheid sal die oë van die blindes sien. En die ootmoediges sal vreugde op vreugde smaak in die Hemelse Vader, en die behoeftiges onder die mense sal juig in die Heilige van Israel. Wat gedaan is, dit met die tirane, en klaar is, dit met die spotter, en uitgeroei is almal wat op die ongeregtigheid bedag is. Hulle wat 'n mens as 'n sondaar brandmerk terwille van 'n woord, en strikke span vir hom wat vir die reg opkom in die poort, en die regverdige met nietige voorwendsels wegstoot. Daarom so sê die Hemelse Vader tot die huis van Jakob,
Hy wat Abraham verlos het, Jakob sal nou nie meer beskaam staan nie, en nou sal sy aangesig nie meer bleek word nie. Want as sy kinders die werk van my hande in sy midde sien, sal hy my naam heilig, ja, hulle sal die heilige van Jakob, die heilige vir die God van Israel, met ontzag vervul wees. En hulle wat dwalend van gees is, sal insig verkry, en die murmureerders sal lering aanneem. Tot sover. Okay, ons gaan aan met Jesaja 30. Profesie teen Egiptiese bondgenootskap. Wee die opstandige kinders, spreek die hemelse Vader, wat 'n plan uitvoer, maar dit is nie uit my nie. Wat 'n verbond sluit, en dit is nie uit my gees nie. Om sonde op sonde te stapel, wat gaan om na Egipte af te trek, en hulle raadpleeg my mond nie. Om toevlug te soek onder die beskutting van Farao, en om te skuil in die skaduwee van Egipte. Maar die beskutting van Farao sal julle tot skande wees, en die skuiling in die skaduwee van Egipte tot smaadheid, want hulle vorste is in Soan, en hulle boodskappers het in Hannes aangekom. Almal staan beskaamd vanweë die volk wat hulle geen voordeel aanbring nie, geen hulp en geen voordeel nie, maar skande en smaadheid daarby. God spraak oor die diere van die suidland, in die land van benoudheid en angs, waar leeuns en leeuwen en leeu uitkom, adder en vleiende draak, vervoer hulle op die rye van esels, hul rykdomme en op die bulte van kamele, hulle skatte na 'n volk wat geen voordeel bring nie. En Egipte, nietig en leeg, is sy hulp. Daarom noem ek dit Rahab wat stil sit. Gaan nou in, skryf dit op 'n tafel in hulle teenwoordigheid en teken dit op in 'n boek, dat dit kan bly vir latere dae, vir altyd tot in ewigheid. Want dit is die wederstrewige volk, leenagtige kinders wat die wet van die hemelse Vader nie wil hoor nie, wat aan sieners sê, sien nie, en aan profete, profeteer vir ons nie wat reg is nie, spreek vleitaal vir ons, profeteer bedriegery. Wyk af van die weg, buig af van die pad, laat die heilige van Israel voor ons aangesig verdwyn. Daarom so sê die heilige van Israel, omdat julle hierdie woord verwerp en vertrou op verdrukking en slinksheid en daarop steun, daarom sal hierdie skuld vir julle wees, soos 'n los stuk wat wil val, wat oorhang in 'n hoë muur, waarvan die instroming heeltemal onverwags kom. Ja, hy sal dit verbreek, soos die kruik van 'n pottebakker verbreek word, wat sonder verskoning stikkend geslaan word, sodat by die brokstukke daarvan geen skerf gevind word, om vuur uit die vuurherd te gaan haal, of om water uit die kuil uit te skep nie. Want so sê die hemelse Vader, die heilige van Israel, in terugkeer en rus lê julle heil, in stil wees en vertroue bestaan julle krag, maar julle wou nie, en het gesê, nee, maar op die perde sal ons vlieg, daarom sal julle moet vlug, en op renperde sal ons ry, daarom sal julle vervolgers laat jaag. 1000 van julle sal vlug vir die oorlogsgroep van een enkele, vir die oorlogsgroep van 5, totdat julle oorbly soos 'n vlagpaal op die bergtop en soos 'n banier op 'n heuwel. En daarom sal die hemelse Vader met ongeduld daarop wag, om julle genadig te wees, en daarom sal hy hom verhef, om hom oor julle te ontferm, want die hemelse Vader is 'n God van die gerig, wel geluksalig almal wat om hom wag. Want 'n volk sal op Sion in Jerusalem woon, jy sal nie meer ween nie, sekerlik sal hy jou genade bewys, op jou hulp geroep, sodra hy hoor, antwoord hy jou. Die hemelse Vader gee julle wel brood van benoudheid en water van bedruktheid, maar jou leraars sal hulle nie langer verberg nie, maar jou oë sal jou leraars sien.
en jou ore sal 'n woord agter jou hoor, wat sê, dit is die weg, wandel daarop, wanneer julle regs of wanneer julle links wil gaan, en julle sal verontreinig die oortreksel van jou gesneede beelde van silwer en beslag van jou gegote beelde van goud. Jy sal dit weggooi, soos iets wat besoedel is. Weg daarmee, sal jy daarvan sê. Dan sal hy reën gee vir die saad waarmee jy die grond besaai, en broodkoring wat die grond voortbring, en dit sal smaaklik en voedsaam wees. Jou vee sal in die dag wei op 'n uitgestrekte weiveld, en die osse en die esels wat die grond bewerk, sal voer met sout eet, wat uitgewand is met skop en gaffel. En op elke hoë berg en op elke verhewe heuwel sal strome wees, waterlope, op die dag van die groot slagting, as die torings val, en die lig van die maan sal wees soos die lig van die son, en die lig van die son sal 7voudig wees, soos die lig van 7 dae. Op die dag, as die Hemelse Vader die breek van sy volk verbind, en die wond gesond maak, wat aan hulle geslaan is. Die ondergang van Assur, vanaf vers 27. Kyk, die naam van die Hemelse Vader kom van ver af. Sy toorn brand swaar wolke kom op. Sy lippe is vol grimmigheid en sy tong soos 'n verterende vuur en sy asem soos 'n oorlopende stroom wat tot by die nek kom om nasies te sif met 'n sif van vernietiging en 'n toom wat verkeerd stuur is in die kakebeen van die volke. Die lied sal by julle wees, soos in die nag, as die fees gevier word, en julle sal vrolik wees van hart, soos die wat met fluite loop, om te kom op die berg van die Hemelse Vader, na die steenrots van Israel. En die Hemelse Vader sal sy stem vol majesteit laat hoor, en die neerdaling van sy arm laat sien, met grimmigheid, toorn en vlam, van 'n verterende vuur, storm en stortreën en haalkorrels. Want vir die stem van die Hemelse Vader sal Assur verskrik wees, met die stok sal hy slaan. En elke swaai van die roede wat vir hom beskik is, wat die Hemelse Vader op hom laat val, sal wees onder begeleiding van die tamboerijn en sittermusiek, en met uitgeswaaide vegtersarm sal hy teen hulle veg. Want 'n Tofet is van gister af gereed gemaak, ook is dit vir die koning berei. Diep en wyd het hy die houtstapel daarvan aangelê, met vuur en hout in menigte. Die asem van die Hemelse Vader is soos 'n stroom van swaal wat dit aan die brand steek. Tot sover. Okay, ons gaan aan met hoofstuk 31. Nie na Egipte nie, maar na die Hemelse Vader. Wee hulle wat na Egipte aftrek om hulp en hulle verlaat op perde, en wat vertrou op strydwaans omdat daar baie is, en op ruiters omdat hulle baie talryk is. Maar hulle sien nie op die Heilige van Israel, en hulle soek nie die Hemelse Vader nie. Nogtans is hy ook wys, en hy laat die onheil kom en trek sy woorde nie terug nie. Hy sal opstaan teen die huis van die kwaaddoeners en teen die helpers van die wat ongeregtigheid werk. Ja, die Egiptenaars is mense en nie God nie, en hulle perde is vlees en nie gees nie. As die Hemelse Vader sy hand uitstrek, dan struikel die helper, en wie gehelp is, val, en saam gaan hulle almal te gronde. Want so sê die Hemelse Vader vir my, soos 'n leeu en 'n jong leeu knor oor sy prooi wanneer die volle getal herders teen hom bymekaar geroep word, sonder dat hy skrik vir hulle stem of ingee vir hulle geraas, so sal die Hemelse Vader van die leerskare neerdal om in die stryd uit te trek teen die berg Sion en teen sy heuwel. Soos die voëls fladder, so sal die Hemelse Vader van die leerskare Jerusalem beskut en red, verskoon en bevry. Bekeer julle tot hom, van wie die kinders van Israel diep afgeval het,
want in die dag sal hulle elkeen sy silwer afgode en sy goue afgode verwerp, wat julle hande vir julle tot sonde gemaak het. En Assur sal val deur die swaard, nie van 'n man nie, en die swaard nie van 'n mens nie, sal hom verteer, en hy sal voor die swaard vlug, en sy jongmanne sal dienspligtig word, en sy rots sal uitmekaar skuif van skrik, en sy vorste sal verskrik, die banier verlaat, spreek die Hemelse Vader, wat 'n vuur het op Sion, en 'n oond in Jerusalem. Tot sover. Ons gaan aan met hoofstuk 32, die Messias se heilstaat. Kyk, 'n koning sal regeer in geregtigheid, en die vorste sal heers volgens reg, en elkeen sal wees soos 'n toevlug teen die wind, en 'n skuiling teen die stortreën, soos waterstrome in 'n dorsstreek, soos die skaduwee van 'n swaar rots in 'n land wat versmag. Dan sal nie meer verblind wees die oë van die wat nie sien nie, en die ore van hulle wat hoor sal luister. En die hart van die onbedagsames sal leer om te verstaan, en die tong van die hakelaar sal gou wees om duidelik te spreek. Die dwaas sal nie meer 'n edele genoem word nie, en van die skelm sal nie gesê word dat hy vernaam is nie. Want 'n dwaas spreek dwaasheid, en sy hart bring onheil voort, deur goddeloosheid te bedrywe en dwaling te spreek oor die Hemelse Vader, deur die begeerte van die hongerige onvervulde te laat, en die drank van die dorstige te laat ontbreek. En die skelm, sy middele is sleg, hy beraam skandelike dade, om die ellendiges te ruïneer met leentaal, ook as die behoeftige spreek wat reg is. Maar die edele beraam edele dade, en hy hou stand in wat edel is. Valse en ware gerusheid, vanaf vers 9. Staan op, geruste vroue, hoor my stem, sorgelose dogters, luister na my woord. 'n jaar en 'n paar dae, en julle sal sidder, sorgelose dogters, want dit is gedaan met die druiweoes, daar sal geen insameling van vrugte kom nie. Bewe, geruste vroue, sidder, sorgelose dogters, trek julle uit, ontbloot julle en gord rougewade om julle lendene. Hulle slaan op die bors van die wee, die begeerlike velde, van wee die vrugbare wingerdstok, van wee die akkers van my volk, wat met dorings en dussels opskiet, ja, van wee al die huise van vreugde van die uitgelate stad. Want die paleis is verlate, die stad gewoel is in eensaamheid verander, en die heuwel en die wagtoring dien as spelonke vir ewig, 'n vreugde vir die wilde esels, 'n weiveld vir die troppe vee, totdat oor ons uitgegiet word die Gees uit die hoogte, dan word die woestyn 'n vrugteboord, en die vrugteboord self word 'n bos gereken. En die reg woon in die woestyn, en die geregtigheid hou verblyf in die vrugteboord. En die werking van die geregtigheid sal vrede wees, en die voortbringsel van die geregtigheid, rus en veiligheid tot in ewigheid. En my volk sal woon in 'n plek van vrede, en in veilige wonings, en in die plek van ongestoorde rus. Maar dit sal haal as die bos in mekaar stort, en die stad wegsak in die laagte. Welgeluksalig is julle wat by alle water saai, wat die voet van die os en die esel vry laat loop. Tot sover. OK, ons gaan aan met Jesaja 33. Assur word gevonnis. Wee jou verwoester wat self nie verwoes is nie, en troubreker teen wie nie troueloos gehandel is nie. As jy klaar is met verwoes, sal jy verwoes word, en as jy klaar is met troubreek, sal hulle troueloos teen jou handel. Hemelse Vader, wees ons genadig, op U wag ons, wees hulle arm elke môre, ja, ons verlossing in die tyd van benoudheid. Vir die dwawer geluid vlug die volke, vanweë U verheffing word die nasies verstrooi.
Dan word julle byt weggeskraap, so sprinkane weggeskraap. So sprinkane hardloop hulle daarop los. Die Hemelse Vader is verhewe, want hy woon in die hoogte. Hy het Sion vervul met die reg en geregtigheid. En daar sal bestendigheid van jou tye wees, 'n rykdom van volle verlossing, van wysheid en kennis. Die vrees van die Hemelse Vader sal sy skat wees. Kyk, die helde skree daar buite, die boodskappers van vrede ween bitterlik. Die groot paaie is verlate, die wat pad langs trek, bly weg. Hy het die verbond verbreek, die stede gering geag, mense nie gereken nie. Die land treur, dit verwelk, die Libanon staan beskaamd, dit verkwyn. Saron het geword soos 'n woestynvlakte. Basan en Karmel staan sonder blare. Nou sal ek opstaan, sê die Hemelse Vader, nou sal ek my verhef, nou sal ek my oprig. Julle gaan swanger van strooi, julle sal stoppels baar. Julle geblaas is 'n vuur wat julle sal verteer. Dan word die volke 'n kalkbrandery, afgekapte doringbosse wat met vuur verbrand word. Hoor, julle wat ver is, wat ek gedoen het, en julle wat naby is, erken my mag. Die sondaars in Sion bewe, siddering het die roekelose aangegryp. Hulle sê, wie van ons kan woon by die verterende vuur? Wie van ons kan woon by die ewige gloed? Hy wat in geregtigheid wandel en spreek wat reg is, wat gewin deur afpersinge versmaad, wat sy hande uitskit om geen omkoopsgeskenk aan te gryp nie, wat sy oor toestop om van geen bloedskuld te hoor nie, en sy oë sluit om wat sleg is, nie te sien nie. Hy sal op die hoogtes woon, rotsvesting in sy burg, sy brood word hom gegee, sy water is gewis. Jou oë sal die koning in sy skoonheid aanskou, dit sal 'n wyd uitgestrekte land sien. Jou hart sal die deur gestane verskrikking oordink en sê, waar is hy wat getel het? Waar is hy wat geweeg het? Waar is hy wat die torings opgeskryf het? Jy sal die onbeskaamde volk nie meer sien nie, die volk met duister, onverstaanbare spraak, met die onbegryplike hakkeltong. Aanskou Sion, die stad van ons feestelike samekoms. Jou oë sal Jerusalem nie sien as veilige woonplek, as tent wat nie wegtrek nie, waarvan die penne nooit meer uitgeruk word nie en geen een van sy toue ooit losgeskeur word nie. Maar daar sal die Hemelse Vader vir ons heerlik wees. Dit sal 'n plek van riviere wees, van breë strome, geen vloot van roeiskepe sal daar opvaar nie, en geen trotse skip sal daar oorgaan nie. Want die Hemelse Vader is ons regter, die Hemelse Vader is ons aanvoerder, die Hemelse Vader is ons koning, hy sal ons verlos. Jou toue hang slap, hulle hou die voetstuk van hulle mas nie, styf nie, hulle ontplooi nie, die banier nie, dan word roofbyt verdeel in menigte, selfs die lammers maak byt. En geen inwoner sal sê, ek is siek nie, aan die mense wat daarin woon, is die skuld vergewe. Tot sover.